'n ou tannie het 1 jaar besluit dat dit is net te veel moeite vir haar om vir al haar kinders en kleinkinders Kersgeskenke te gaan koop. So toe besluit sy om eerder vir elkeen van hulle 'n gift voucher te gee, saam met 'n mooi briefie. Sy het 'n spesiale kaartjie toe vir elkeen van hulle gaan uitkies en 'n persoonlike boodskapie vir elkeen van hulle geskryf wat sy saam met die gift voucher in die koevertjie sou plaas, en dan al die kaartjies wat sy geskryf het sy met dieselfde woorde afgesluit. 'n Paar dae nadat sy al die koeverte uitgestuur het na al die kinders, kom sy agter dat sy het vergeet om die gift vouchers ook in die koeverte te sit. En stel jouself voor die kinders en die kleinkinders se reaksies toe hulle 'n kaartjie van ouma afkry wat sê, gaan koop maar die jaar jou eie geskenk. Voorbereiding is belangrik, veral met Kerstyd. Vakansieplanne en familieetes en opvang met vriende, dit alles gebeur in 1 maand. Mense, Kersfees is 3 weke weg, so as jy nog nie het nie, is nou die tyd om te begin beplan vir Kersfees 2024. Hierdie is 'n tyd van voorbereiding, en met al die voorbereiding wat ons reeds maak en wat aan die gang is, moet ons ook in hierdie tyd maak om ons harte vir Kersfees voor te berei. So in hierdie laaste 3 oordenkings van die jaar of voor Kersfees, gaan ons bietjie kyk hoe ons dit kan doen. En ons begin sommer vandag by Lukas 18, wat ons tema is, word of wees weer 'n kind. Jesus sê in daai gedeelte, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit daarin gaan nie. Ek dink soms voel dit vir ons asof ons te oud geword het om werklik Kersfees te kan vier. My ouma en oupa het altyd nog gesê dat Kersfees is vir die kinders, en hulle het altyd all out gegaan om seker te maak dat die kinders dit geniet. Maar Jesus sê ook dat selfs groot mense moet soos kinders wees. Hy het vir Nikodemus gesê dat die enigste manier om God se koninkryk te sien is om weergebore te word, om met nuwe oë en 'n nuwe gees te lewe. En in Lukas sê Jesus hierso dat ons moet die kinders sien as voorbeelde oor hoe om God se koninkryk te ontvang. Het jy al ooit gesien hoe 'n kind 'n geskenk ontvang, sonder 'n oe of 'n a en net met opgewondenheid? Jesus sê nie vir ons dat ons moenie volwasse wees of word nie, maar dat ons kinderlike eienskappe, goed soos afhanklikheid van God en die verwondering van God, ons moet dit behou. Kinders is afhanklik van hulle ouers, nie om alles vir hulle te doen nie, maar om op hulle te kan staatmaak vir dit wat hulle nie kan doen nie en waarmee hulle sukkel. Kinders sien die wêreld met verwondering en bewondering. Hulle is verstom oor die eenvoudigste goedjies. Ons moet weer leer om God se wonderwerke raak te sien en te bewonder, om stil te staan en die skoonheid van sy skepping en sy dade te waardeer. Jesus roep ons om weer soos kinders te word, om die wêreld rondom ons met nuwe oë te sien, die woord van God diep te bestudeer en in verwondering te staan oor sy grootheid en sy goedheid. Berei jou hart voor hierdie Kerstyd om deur meer afhanklik van die Here te wees en tyd te maak om die wonder van sy wêreld en sy woord weer te herontdek. En laat jouself weer toe om van vooraf verstom te wees oor die wonder van die Kersfees boodskap. God het onder ons kom woon. Om weer soos 'n kind te word is 'n goeie manier om die geboorte van Jesus Christus te vier. Mag ons almal hierdie Kerstyd weer kinders van God wees, vol verwondering en ook afhanklikheid. Kom ons bid. Ons groot en almagtige Here en Hemelvader, Here, dit is vir ons so maklik om dinge in ons eie beheer altyd te wil neem, Here, om ons eie lewens te stuur en net die stuurwiel konstant vas te hou. Help ons hierdie Kerstyd, laat ons weer opnuut soos kinders in bewondering van U sal staan en U sal toevertrou vir dit alles wat ons nie kan doen nie. En laat ons in bewondering ook weer eens staan vir die ongelooflike verhaal van U wat mens geword het, wat na ons toe gekom het, want U het ons so lief. Ons loof en prys U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam ons ingeskakel het. Soos julle nou al weet, is ons besig met ons DPS huisprojek. In hierdie Kerstyd, enige fondse wat ons via ons sosiale media platforms, soos die oordenkings en aanlyn tydens die dienste, dit gaan alles nou, tot en met Kerstyd, gaan al daardie fondse aan die DPS huise, sodat ons vir die seuns en die dogters
ook ietsie ouliks kan doen, lekker geskenke kan koop, dat dit ook vir hulle 'n bietjie spesiaal kan wees en dat hulle ook weer daai kinderlike opgewondenheid het oor hierdie Kerstyd. Byvoorbeeld baie dankie dat jy ook so 'n bydrae maak. Dankie vir almal wat reeds so 'n bydrae gemaak het. En as jy nie kan nie, wil ek jou asseblief vra, deel net hierdie evangelie, hierdie laaste 3 boodskappe met die opbou na Kerstyd. Mag dit ons harte voorberei dat ons ook werklik weer met kinderlike bewondering die Kerstyd kan geniet. Tot volgende week.